Leonard Ravenhill het gesê, 'n man wat homself aan die Here oorgegee het, sal homself nooit aan sy vyande oorgee nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Die naweek is verby, die nuwe week het aangebreek. Dank die Here vir 'n nuwe dag, 'n nuwe week. Ja, die jaar is besig om uit te stap, nee. Ons moet ons dingetjies in orde kry. Kersfees is alweer op pad. Vandag gesels ek met jou oor soos 'n rivier in die vors van sy vloei. Ek lees gou vir jou Filippense 3 vers 14. Paulus sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Jy weet, daar is krag in ons oorgawe in die Here. Dalk moet ek net gou vir jou my inleiding net gou herhaal. Leonard Ravenhill het gesê, 'n man wat homself aan die Here oorgegee het, sal homself nooit aan sy vyande oorgee nie. Daar is krag in ons oorgawe in die Here, want dit spreek van toewyding, dit spreek van 'n tipe van 'n nuwe alliansie, dit spreek van nuwe prioriteite, en dit beteken jy sal nooit sukkel om van die wêreld afstand te doen nie. Ons twyfel in ons geestelike lewens en dubbele leefstylstandaarde, en dit voel vir my dit berus by ons oorgawe aan die Here. 'n Man wat staan in sy of haar oortuigings is 'n man of vrou van oorwinning. Jy weet, die apostel vergelyk 'n dubbelstandaard man met die golwe van die see. Dit is altyd heen en weer. Sy ja is nie altyd sy ja nie, en sy nee is nie altyd sy nee nie. Dis in die geloof en dis uit die geloof. Dis uit die sonde, dis in die sonde. Maar die regverdige, die man wat 'n oorgawe aan die Here gemaak het, is 'n standhoudende rivier. Hy of sy druis vorentoe. Hy druis in een rigting. Hy is 'n vors, doelgerig, en hy maak die pad van regverdigheid en geregtigheid. Hy maak die pad van die Here voor hom oop. Hy groei in geestelike krag, soos die hemelse waters hom voed, deur die systrome van die woord en goddelike bemoediging deur die Heilige Gees. Hy is 'n lewenslyn. Hy is 'n lewensstroom in woord en in daad. Hy is strome van lewende water, en hy voed die wat dors en behoeftig is. Die dinge van die Here kom natuurlik en gewilliglik. Hy word gevoed uit die hemel en hy voed die hemel. Sy vors van vloei is 'n gesang van lof aan God wat sy vloei begin het. En wanneer hy homself uitvloei aan die einde van sy pad, het hy 'n nalatenskap, 'n spoor uitgekerf waarin die kan loop wat na hom sal kom. Dis 'n man of vrou wat hulle self aan die Here oorgegee het, en hulle sal hulle self nooit aan hulle vyande oorgee nie. Inteendeel, dis hulle wat hulle vyande se grootste vyand is. Kind van die Here, die jaar storm na sy einde toe. Waarmee vereenselwig jy jouself? Die see of die rivier? Val jy nog rond in jou geloof? Is jy stormagtig in jou emosies en handelinge, en 'n gevaar vir jouself en jou medemense in hulle geloof, of het jy oorgegee aan die Here? Is jy 'n rivier in die vors van sy vloei, wat vergeet het waarvandaan jy kom en weier om terug te keer daarheen en jouself nou uitstrek na wat voor is, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus? Bid 'n bietjie saam met my vir hierdie dag en vir hierdie week en die res van die jaar. Here, ek gee oor. Maak my 'n standhoudende rivier in die vors van sy vloei, tot U eer en tot vestiging en tot uitbreiding van U koninkryk op aarde. Ons bid dit, en uit die seën van die Here bid ek oor elke luisteraar is my gebed in Jesus naam. Amen.